Ons het besluit om so 'n paar sondae te kuier in die boek Daniël, 'n boek vol geloofswaarhede oor 'n lang periode. En die enigste deel wat eintlik die verhale in Daniël aan mekaar bind, is die karakters Daniël en sy 3 vriende, Sadrag, Mesach en Abednego, en hoe hulle met, ek wil amper sê, absurde situasies van hulle tyd en in hulle lewe en regering moes tred hou. Hoe hulle, ek wil amper sê, moes sein bly terwyl die wêreld rondom hulle eintlik vergaan het en niks vas was nie. So 3 weke terug het ons die eerste gedeelte saam gelees, daar waar Daniël hulle gedreig word omdat die koning 'n nagmerrie gehad het en hy nie geweet het wat dit beteken nie. So 'n onmoontlike situasie. En vandag staan ons stil by daai bekende verhaal van Daniël se vriende wat uit die brandende vuuroond gered is. Ons gaan by Daniël hoofstuk 3 stil staan. Julle is welkom om julle Bybels daar oop te maak as jy dit saamgebring het. En die absurde situasies hou nie op nie. Die eerste 3 verhale in Daniël is binne in die hof, binne in die koninklike hof, en dan die laaste 2 verhale is meer apokaliptiese einde van die wêreld verhale waarby hulle stil staan. Is dit verlede keer of die vorige keer ook hierdie vraag gevra? Het jy al by 'n plek gekom in jou lewe waar jy gevoel het alles is net te veel? Jy is oorweldig oor die lewe, jy is oorweldig deur situasies, jy is oorweldig deur alles wat rondom jou gebeur het. Nou gaan hy nou. Dink gou aan 'n situasie waar jy al totaal oorweldig gevoel het. Miskien is dit iets by die werk, miskien is dit iets binne 'n verhouding, miskien is dit finansies, miskien is dit iets wat gebeur het, miskien is dit doodgewoon dit wat op die oomblik in die wêreld gebeur. Maar ek wil jou so 1 stapie verder uitdaag is, moes jy al moeilike besluite geneem het? Besluite waar jy eintlik in jou binnekant voel, maar ek het nie die antwoord nie. Ek voel of ek in 'n hoek vasgedruk is, en ek moet nou 'n besluit neem, maar ek wil nie 'n besluit neem nie. Ek kan nie 'n besluit neem nie. Dit voel eintlik nie asof dit 'n besluit is nie. Dit voel asof die besluite vir my geneem word en ek moet maar net my mond oop en toemaak en sê wat almal wil hê ek moet sê. Jy al gevoel dat jy nie 'n keuse het nie, en tog moet jy 'n besluit maak. Nou, dis presies waar Daniël en sy vriende gereeld gekom het. Baie keer gekom het. In hierdie geval het die koning weer iets nuuts uitgedink. Hy het 'n goue kalf gaan staan en maak, en 'n goue beeld, 30 meter hoog, 3 meter breed, en hy het dit laat oprig in Deradal in die provinsie Babel. En toe het hy aangekondig, hard uitgeroep, alle volke, nasies, taalgroepe, julle word beveel. Jy word beveel. Jy kan nou 'n keuse uitoefen, maar jy word beveel. Wanneer jy die geluid hoor van trompet, fluit, siter, lier, harp en ander blaas of musiekinstrumente, moet julle buig voor die goue beeld wat koning Nebukadneser laat oprig het. En julle moet dit aanbid. Wie nie buig en die beeld aanbid nie, sal onmiddellik in 'n brandende oond gegooi word. Maar
U Majesteit. Ek het so 'n paar versies gespring. Onthou net, die volk is weg in ballingskap. Hulle is hier tussen vreemde mense, vreemde gelowe. Jarelank word hulle gekonfronteer. En nou is daar van die Galdeërs, van hulle eie mense, wat sê, U Majesteit, nou is daar Jode, Sadrag, Mesach en Abednego, vir wie u in beheer van die administrasie van die provinsie Babel geplaas het, het vir hulle 'n belangrike plek gegee, wat hulle nie steur aan die bevel nie. Hulle dien nie u God nie. Hulle aanbid nie die goue beeld wat u laat oprig het nie. Hulle eie mense het hulle gaan verklaar. Hulle eie mense het hulle oorgegee aan die koning, het gaan klik, het die storie aangedra. Koning, het jy gehoor? Sadrag, Mesach en Abednego buig nie voor die beeld nie. Dit is vir my eintlik nogal opvallend hoe wanneer ons reg optree, wanneer ons dit reg kry om die regte besluite te maak, hoe daar mense rondom ons is wat nie daarvan hou nie. Het jy dit al agtergekom in jou eie lewe? Mense sou eintlik dink dat hulle jou kwaadlik neem as jy die verkeerde besluit sou neem. As jy nie reg gaan optree nie, dat hulle dan gaan vingerwys en gaan oordeel en sê, hey, Fred, Anto, wat maak jy? Dis mos nie hoe 'n mens veronderstel is om op te tree nie. Maar toe Sadrag, Mesach en Abednego reg optree, toe hulle 'n standpunt inneem en sê, maar ek gaan nie buig vir hierdie vreemde afgodsbeeld nie. Ek gaan nie dans na die koning se volgende gek idee nie. Dis juist toe dat hulle reg optree wat hulle eie mense gegaan het en vinger gewys het. Dis so asof daar waar ek en jy dit reg kry om in die voetspore van die Here te loop, daar waar die Heilige Gees kom en my laat lyk soos 'n kind van God, daar waar ek lyk soos die familie, waar hulle wat sukkel om te lyk soos die kinders van God aangekla word. Hoeveel keer word daar nie vir ons gesê dat dit wat ons doen het 'n groter impak op die mense rondom jou as dit wat ek sê. Soveel keer as ons besig is om ouers te begelei, dan sê ons, pa, ma, dit wat jy doen binne in die huis, dit wat jy uitleef, dis die voorbeeld wat gevolg gaan word. Dit is hoe ons 'n impak maak op ander. Die Bybel is so duidelik dat ons die Here se verteenwoordigers is, dat ons sy spreekbuis is, dat ons die koninkryk van God moet kom verkondig, deel met ander mense. Een van die grootste vrese van mense is dat hulle voor ander dalk moet praat en hardop iets moet sê. En daarom voel ons baie keer so skuldig, omdat ons nie hardop ons geloof verklaar voor ander nie. Maar hoor net wat gebeur. Daar waar ek getrou doen wat die Here van my vra, daar waar ek God in moeilike omstandighede aanbid, daar waar ek na die Here toe draai vir hulp, daar waar ek God aanroep, hoor mense my, sien mense my, het dit ook 'n impak op ander, het dit 'n getuienis. In hierdie geval was dit dalk vir hulle 'n bietjie een te veel gewees. Het hulle gesê, "Sjoe, in plaas daarvan dat hulle draai en sê, maar as Sadrag, Mesach en Abednego dit kan regkry om God te bly aanbid ten spyte van kulturele druk,
ten spyte van die feit dat die hele wêreld rondom hulle anderster optree. En dis baie keer ons grootste uitdaging. Here, maar almal maak dan so. Dit kan dan seker nie so erg wees nie. In plaas daarvan om weg te draai daarvan, draai hulle rug op hierdie duidelike getuienis en wys hulle vinger na eintlik dit wat reg is. Wat gebeur? Die Here bly getrou. Toe het Nebukadneser woedend geword. Vir Sadrag, Mesach, Abednego het hy laat kom. Die manne is voor die koning gebring en Nebukadneser het vir hulle gesê, is dit waar, Sadrag, Mesach, Abednego, dat julle my God nie dien nie, die goue beeld wat ek laat oprig het, nie aanbid nie. Is dit waar, dat julle anders optree as die hele Babel? Nou kyk, dit sal in orde wees as julle bereid is om te buig en die beeld te aanbid, sodra julle die geluid hoor van die trompet en die fluit en die siter, die lier, die harp en die ander blaasinstrumente of musiekinstrument. Maar as julle hom nie aanbid nie, sal julle dadelik in 'n brandende oond gegooi word, en watter God sal julle uit my krag, uit my mag kan red? Sadrag, Mesach en Abednego het die koning Nebukadneser geantwoord, ons hoef nie hierop te antwoord nie. Ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red uit die brandende oond, en hy sal ons ook red uit u mag. Selfs as hy dit nie doen nie, moet u weet dat ons u God nie sal dien nie, die goue beeld wat u laat oprig het, nie sal aanbid nie. Ons het ons God vir wie ons dien. As Dawid in Psalm 16 soek na God se teenwoordigheid, dan maak hy hierdie geloofsverklaring, dat hy sê, alles wat goed is rondom ons, kom van God af. Alles wat ons het, kom van God af. Die lewensasem wat ons inasem elke dag, kom van God af. Alles wat ek ontvang het, ja, dit wat ek ontvang het is vir my mooi. Hy sê, 'n pragtige deel is vir my afgemeet. En selfs ook in die donkerste tye, gaan ek nie ander gode soek nie. Gaan ek nie op ander plekke uitkoms soek nie. Ek dink een van die goed wat ons deesdae die heel maklikste doen, die oomblik as ons in 'n moeilike situasie kom en nie regtig weet wat om te doen en wat maak ons dan? Dan gryp ons ons selfoon en dan gaan Google ons en ons gaan ChatGPT en ons probeer oplossings vind vir hierdie onmoontlike situasies. En AI is nogal slim, is nogal clever, né? Hy kan vir jou nogal mooi oortuig van wat jy moet doen. En as jy nog vir hom help en sê, ja, maar eintlik is ek 'n kind van die Here, eintlik sou ek graag leiding uit die Bybel uit wil hê, dan gaan ChatGPT en al die ander ouens jou nog daaruit help ook. Skets hy vir jou eintlik 'n pragtige goue beeldjie van wat om te doen en waar om te gaan en wat om te sê. Selfs ook hoe jy oor jouself moet voel. Maar dit los ons leeg. Dit los jou heeltemal dor, bar en leeg. Gisteroggend lees ek en Antoinette uit Jeremia. En Jeremia wat
wat beskryf oor hoe die volk, konings, leiers, hulle eie koppe volg, hoe hulle wegdraai van God af, en hoe dit eindig op 'n pynhoop, hoe dit eindig op dood en vernietiging. Maar dan sê Jeremia ook, en hy skets hierdie, eintlik hierdie ongelooflike, hulpelose, moedelose beeld van, daar gaan 'n dag kom, waar hierdie gebeenderes van almal wat gedink het hulle so clever, opgegrawe word, en die droë bene gaan oop en bloot lê in die veld in die son, en dit gaan wees soos droë mis. Het jy al so 'n droë wit hondebollie op die gras gesien? Weet julle wat? 'n Miskryer stel nie eers daarin belang nie. So leeg en uitgebrand is dit. En dis eintlik wat hier gebeur. Waar Sadrag en Mesach en Abednego sê, ek het my God, wat my redding is. Aan hom hou ek vas, hom gaan ek volg, hom gaan ek vrees, hom gaan ek dien, aan hom gaan ek gehoorsaam wees, voor hom gaan ek buig, want hy is die een wat my gaan red, en as ek dit nie doen nie, dan gaan ek wees soos daai droë mis. En selfs ook in die moeilikste tye, weet ek, is God teenwoordig, is ek nooit alleen nie, is ek nooit hulpeloos nie, is hy by my, en al lyk dit nie verander so nie, het ek vrede in my hart. Hou God se gees die wag oor my hart, en oor my gedagtes, en oor my denke, en bewaar hy my, is hy my hoop, en is hy my redding. So aan die begin van ons disippelskapreeks het ons uit Matteus 4 en Matteus 14 gelees, waar Jesus geroep het en gesê het, kom, volg my. En die eerste les wat die disippels moes geleer het was, ja Here, ons sal volg. Maak het sin? Nee, nie altyd nie. In daai moeilike omstandighede waar ek soek na die wil van God, sê die Here vir my, gee die eerste tree, volg my, ek sal jou bystaan. Here, maar ek ken nog nie die antwoord nie, ek sien nie hoe dit langtermyn gaan uitspeel nie, gee die volgende tree. David sê, die Here se woord is soeter as heuning, soos die môre dou. Dis 'n lamp vir my voet, 'n lig vir my pad. Dis daai eerste tree, sê die Here, ek gaan vir jou wys. Vat net die tree, en as ek hom gegee het, dan gee ek die volgende tree. Maar hierdie 3 manne sê, ons sal die Here volg. Al beteken dit dat jy ons dalk in die vuuroond moet gooi, en dis presies wat toe gebeur. Toe het Nebukadneser wit geword van woede. Vir Sadrag, Mesach, Abednego, en 'n opdrag gegee dat die oond 7 maal warmer gemaak moet word as wat dit gewoonlik is, né? Daarna vat hy die sterkste manne in sy leiwag, beveel hulle om vir Sadrag, Mesach en Abednego vas te bind en hulle in die brandende oond te gooi. Wat gebeur? Hulle is toe vasgebind en sommer met hulle hemde, broeke, kopdoeke, met al hulle klere in die oond gegooi. Omdat die koning se opdrag so streng was die oond so verskriklik warm, dat die manne wat vir Sadrag, Mesach en Abednego moes ingooi, deur die vlamme doodgebrand is. Die arme ouens aan die buitekant van die oond is doodgebrand deur die vlamme en deur die hitte. Kom, gaan.
As hy nou 1 aan 2 aan. Toe het koning Nebukadneser verskrik opgespring en vir sy raadgewers gevra, het ons dan nie 3 manne vasgebind in die oond gegooi nie? En hulle het gesê, dit is so, u majesteit. Hulle sê toe, maar ek sien dan 4 manne wat vry en ongedeerd rondbeweeg in die vuur, en die 4de lyk soos 'n hemelse wese. God is teenwoordig, God is getrou, God het hierdie 3 manne gered. Dit was die gevolg gewees van hulle geloof. Dit was die gevolg gewees van daai stap van gehoorsaamheid. Here, ons sal u bly dien, want u is ons God. Toe Jesus vir die disippels sê, breek die brood, of bring die kos, gee vir die mense kos, het hy dit gebreek, en weer 'n keer gebreek, en hulle het vir daai 15.000 kos gegee. Moeg stuur hy hulle uit oor die see, wetend daar kom 'n storm. Maar in die storm, tussen die branders, kom Jesus na hulle aangestap. Binne in die vuuroond, binne in doodsgevaar, binne in die seerste seer, die diepste pyn, die grootste onseker oor lewe, oor jou toekoms, oor jouself, oor jou verhoudings, is daai oorgee geleentheid, die geleentheid ook waar God opdaag. Lisa Miller skryf in 'n artikel oor depressie, oor iemand wat in hulle eie gemoed by daai diepste, laagste punt van ek sien nie kans vir die lewe en vir myself uitkom nie. Die artikel se titel was Two Sides of the Same Coin. En dit gaan oor, en hoor net, dis wat sielkundiges agterkom. Dat in daai diepste nood van ons lewe, daar waar jy op jou laagste plek is, die verste weg voel van alles en almal, en selfs ook van die Here af, is die plek waar ons God ontmoet. En waar God naby kom. Die dag as ek deur dit is, en so 'n tree kan wegstaan van daai nood en van die seer af, en terugkyk, dan kan ek, soos die koning ook sê, maar is daar dan nog een by hom? Is daar nog een by haar gewees? Ek het gedog, ek was heeltemal alleen, maar in daai donker diepste tye was God by my gewees. En nie net raak dit vir jou sigbaar nie, maar vra ander ook vir jou die vraag, maar wat het gebeur? Hoe het jy daardeur gekom? Hoe het jy ongeskonde aan die ander kant uitgekom? Nebukadneser na die bek van die brandende oond toe gekom en geroep, Sadrag, Mesach, Abednego, dienaars van die allerhoogste God, kom uit hierheen. En Sadrag, Mesach en Abednego het uit die oond uitgekom. Toe die gouverneurs-generaal, die gouverneurs, die administrateurs, die raadgewers van die koning nader kom, sien hulle aan die manne dat die vuur niks aan hulle liggame gedoen het nie. Dat hulle hare op hulle koppe nie eens geskroei was nie, en dat hulle klere niks
mekeer nie. Jy kon nie eers ruik dat hulle in die vuur was nie. Jy kon nie eers ruik dat hulle in die vuur was nie. Toe sê Nebukadneser aan die God van Sadrag, Mesach en Abednego, kom die eer toe. Hy wat sy engel gestuur het en sy dienaars gered het, hulle op hulle God vertrou en hulle het die koninklike bevel verontagsaam en hulle was bedreig om hulle lewe te verloor, eerder as om enige God behalwe hulle God te dien of te aanbid. Daarom vaardig ek 'n bevel uit, dat enige persoon van watter volk, nasie of taalgroep hy ook is, wat met minagting praat oor die God van Sadrag, Mesach en Abednego, in stukke gekap moet word en dat sy huis 'n pynhoop gemaak moet word. Daar is immers geen ander God wat in staat is om te red soos hy nie. Die koning het toe gesorg dat dit voorspoedig gaan met Sadrag, Mesach, Abednego in die provinsie Babel. Hierdie omkeer wat plaasgevind het. Nie net het die Here getrou gered nie. Nie net was die Here daar vir die 3 manne nie. Maar hy het hulle geloof geëer en deur dit was hulle 'n kragtige getuienis vir almal rondom hulle. Want nou eintlik julle moet hande opsteek. Was daar een van julle vanoggend wat nog nooit in 'n moeilike situasie jouself bevind het nie? Nog nooit moeilike keuses gemaak het nie? Moes maak nie? Nee. Elkeen van julle is by magte om 'n kragtige getuienis te wees vir die wat rondom jou is. Jy is nie alleen nie. Jy is nie die enigste een wat moeilike besluite moet maak nie. Jy is nie die enigste een wat gekonfronteer word deur 'n wêreldkultuur wat anders is as ons geloof en anderster is as die kultuur van die koninkryk van God nie. Maar as ons daai geloofstap vat en doen wat die Here van ons vra, is daai klein treetjies in geloof en getrouheid juis dit waar die Here vir jou gaan opdaag, waar die Here sy gesig vir jou gaan wys, waar die Here vir jou die ervaring gaan gee, dat ek is hier, ek hoor jou, ek het jou hulp geroep gehoor, ek het my gesig na jou toe gedraai, en deur jou gehoorsaamheid, deur jou getrouheid, was jy ook 'n getuie en hoop in tye van nood verander. Mag jy naby aan die Here leef. Mag jy die God van Sadrag, Mesach en Abednego, die God wat opdaag in moeilike tye, mag jy hom so intiem ken, dat jy ook kan sê, ek hoef nie eers te antwoord nie. Ek weet wie die God is wat ek dien, en my God kan my uit enige omstandighede uitred. En selfs as dit vir jou lyk asof hy my nie red nie, hy's daar. Hy is daar. Hy's daar as die branders hoog is. Hy's daar as die brandoond almal rondom my skroei. Hy's daar in die donker nag waar hy lig maak vir my voet. Kom ons bid saam.
Here Jesus, as ons vandag gekonfronteer word deur 'n vreemde wêreld, 'n wêreld wat self wil oplos. Here, 'n wêreld wat na mag soek, 'n wêreld wat mag afdwing, 'n wêreld wat so onseker is van hulle self dat hulle ander wil dwing om te lyk soos wat ons lyk. Here, in hierdie wêreld wil ons opstaan vir U. Wil ons U naam aanbid. Wil ons die naam van God die Vader, Jesus Christus, die Seun, en die Heilige Gees wil ons aanroep, wil ons aanbid. Here, wil ons nie skaam wees nie, maar wil ons eintlik op die bergtoppe staan en dit uitbasuin, sodat elkeen kan weet wie is die God wat redding bring. Here, mag ons U tasbaar naby beleef. Here, mag ons beleef hoe U ons toevou met U liefde, dat geen brandoond ons kan skroei nie, dat geen stormwind ons kan bang maak nie, dat niks ons asem kan steel nie. Here, maar meer as dit, mag U sigbaar word deur ons. Mag ons so 'n kragtige getuienis wees. Here, mag ons in hierdie tyd, in onsekere tye, ook weet, Here, ons vertrou nie op prinse nie. Ons vertrou nie op mense nie. Ons vertrou nie op leiers nie. Ons vertrou op U. Dankie, Here, dat U ook deur mense en leiers werk en teenwoordig is. Maar dat dit U reddende krag is wat by ons is en wat ons red. En wat ons heel maak en wat ons gesond maak en wat ons aanvaar en Here, bo alles wat vir ons vrede gee. Amen.